julle, ons gaan aan met spoedprep nommer 10. Ons het nou laaste gepraat van die verharding van jou huis. En wat kan jy doen daar in kort kennisgewing om dit aan die gang te kry. Ek wil net ietsie bysit op die verharding van 'n huis. Mense, as jy die wering het voor al jou vensters, vir al die toevensters, as 'n mens dit so kan stel. Maak maar seker jy het 'n boltcutter wat saam met jou is. Jy weet, dit help nie, hulle gooi petrolbom in die huis en dan is daar, nou eindig jy en die huis in as op nie. Net so noodtjie daarby. Ja, okay mense, so kom ons sê nou, jy was nou in jou huis gewees, jy het hom nou verhard, jy het nou in hierdie vertrekking gekom, maar op 'n manier eindig jy op waar jy nou moet jou huis verlaat. Skielik, jy het nou nie 'n ander opsie nie. Dan word dit nou maar belangrik om jy weet, uit jou huis uit te kom en jy moet beweeg. Of dit nou is via voertuig of is via te voet. Dit is maak nie regtig saak nie. Ons gaan albei individueel behandel. Maar hier is nou die belangrike deel. Jy moet 'n bug-out bag hê. 'n grypsak. Dit is amper ononderhandelbaar. Jy moet maar een hê en jy moet maar die goedjies opbou en dit regkry vir jou soos wat dit die beste gaan werk. Julle kan gaan kyk op hierdie kanaal, daar's 'n hele paar video's waar daar sulke weggolsakke breedvoerig behandel word. As jy 'n gesin is, kry vir elkeen 'n sak. Dis nie nodig om net vir jou as ouers te hê nie. Kry vir die kinders ook. Dit kan 'n klein rugsakkie wees met 'n dittie en 'n dattie in. Maar kry maar daai sakke. Dit is nie eers, soos ek sê, dis eintlik nie onderhandelbaar nie. Vir die eenvoudige rede dat as jy nou daar moet uitbeweeg, kom ons sê hulle gooi 'n petrolbom binne in jou huis in en jy moet nou uitbeweeg, en jy het niks saam met jou nie, jy weet, dan het jy niks. En dit is maar waar die groot verskil inkom. Nou moet jy, as jy die sak het, kan jy daarom uitgaan en jy kan uitbeweeg en jy kan verder uit die gevaarzone uitbeweeg. Want onthou, baie keer doen hulle maar hierdie tipe goed om jou ook uit die huis uit te kry. So jy kan nie daar uitkom en dan nou wil jy dalk die huis, die vuur blus of whatever daar in die gang is nie. Jy moet wegbeweeg uit die gevaarzone uit. Veral as jy kinders by jou het, onthou, hulle is maar ons toekoms, hulle is die waardevolste ding wat ons op hierdie aarde het. So dis wat ons maar moet doen. So ja, mense, nou, soos ek sê, daar is baie voorbeelde van grypsakke en wat binne in jou grypsak moet wees. Weer moet jy dit eie maak aan jou. Dit help nie, jy het 'n sak wat jy weet nou van een of ander ding afgetrek het of 'n gekoopte grypsak met goed in nie. Dit help nie, ek is jammer om te sê. Jy moet dit verpersoonlik en jy moet seker maak dat die goed wat daarin is wel vir jou kan werk. Ek gaan net so vinnig 'n paar voorbeeldjies gee van ons grypsakke en hoe dit opgestel is. Ons het byvoorbeeld ietsie om te eet in ons grypsakke, maar dit is baie lig en dit is droë rantsoen goed, kan jy nou maar sê. Elkeen het maar 'n pakkie smash in. Elkeen het so 5 soppe in. En dan kan jy ook natuurlik kyk na iets soos Bovril of Marmite. Jy weet, as jy hom nou op 'n plek kan sit waar hy nie gaan breek noodwendig nie, daai glasbotteltjie nie. Baie belangrik, want dit is maar om jou aan die gang te hou en daai energie net vir jou terug te gee. So jy kan nie blikkies kos daarin sit en verkieslik wil jy glasware vermy. Ek weet ek het nou gepraat van die Bovril en die Marmite, maar dit kan bo opgesit word, laat dit nie regtig gaan breek of wat ook al nie. Hang ook maar af van jou sak natuurlik. Maar dit is byvoorbeeld wat ons in ons sakke gehad het. En dan het ons maar 'n eetgerei gehad, staalkoppie, staalbord, mes en vork, en 'n lepel. Ja, as jy 'n spork kan kry nog selfs beter, en as jy daai ou weermag issue kan kry wat alles so in mekaar sit met 'n diksie ensovoorts, nog beter. Maar iets waarin jy jou kos wel kan voorberei as jy sê nou maar jou soppie wil drink of wat ook al, en dis waarvoor die staalkoppie ook daar is. Maar hou maar die bord ook, want daar's baie voorbeelde en goed waarvoor jy dit ook wel kan gebruik.
En dan het ons natuurlik, dan is die res van die goed maar versprei in die familie. So met ander woorde, my vrou het al die dokumentasie gehad, van ons goed in die huis en testament en al daai tipe dinge. Siektes toestande het ons byvoorbeeld, wat noem jy die goed, name tags gehad, wat jy kan laat maak vir jou, wat baie oulik is eintlik, wat jy op die einde van die dag vir jou, die goed word vir jou daar opgesit en al jou siektes toestande, plus ID-nommer en daai goeders word daar op daai name tags gesit, om seker te maak dat jy wel geïdentifiseer kan word, en ook jou kinders. So al ons kinders het dit, ja, ek sal net hoor of ons dalk 'n voorbeeldjie weer van dit daar in die, jy weet, onder die video kan sit of hoe ook al, maak nie regtig saakie. Maar ja, so dit is een van die goedjies wat ons gedoen het, of in het, en dan die ander ding wat ons ook in het, is, soos ek sê, dis versprei oor die hele familie, so elkeen het 'n bietjie kos in, ek het dan nou, vuurwapen en ammunisie wat daarmee gepaard gaan, my seun en my dogter het elkeen, 'n Daisy en 'n Wimbix, jy weet wat daarmee gepaard gaan, en hulle dra ook dan nou daai koeltjies, die Wimbix en die Daisy koeltjies. Dan het ons, jy weet, wat elkeen nog maar het maar 'n oordentlike mes, wat in die either aan hulle self is, of in die grypsak self, en dan het hulle ook, ek weet daar is 'n kompas en 'n kaartboek, byvoorbeeld by my in, ek het ook obviously, mes, my vrou het 'n mes, jy weet, dit is maar deel van ons daaglikse leefwyse, en anyway, om my knipmes in jou sak te hê, of wat ook al. En dan het ons ook, as ek nou so vinnig net moet skat wat daar nou nog is, jy weet, dan het jy nou jou persoonlike mediese goedjies ook, as jy nou een of ander mediese toestand het, of het nou bloeddruk of cholesterol, wat ook al, so jy het een van daai klein goedjies, so dis nie voorraad vir 50 jaar nie, dis voorraad miskien vir 3 dae, miskien 'n week, hang nou maar af wat is die komplikasies, en jy het ook nie 'n groot mediese sak by jou nie, is een van daai klein IFAC bags wat jy gewoonlik maar saam met jou het, wat die beste werk. Dan het ons ook, as ek net so vinnig nou moet dink, het ons ook maar 'n paar ander goedjies in, wat ek nou nie heeltemal regtig so goed kan onthou nie, maar dit is maar die belangrikste goedjies, wat ons dan nou in hierdie go bag of grypsak het, as jy dit so kan stel. Maar op die einde van die dag moet jy maar net seker dat jy wel so iets het, want daai sak kan jou lewe help, jou lewe red, en jou vat waartoe jy moet gaan as dit moet. Een van die volgende goedjies wat ons sal bespreek is, waar gaan jy heen in so 'n scenario? Is ook nogal belangrik. Maar ja, mense, ek hoop dit help, ons sal aangaan met die volgende en dan praat ons weer.